Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die skepper is, onderhouer is, soewerein is, van begin tot in alle ewigheid. Dankie dat U ewig God is. Dankie vir U Seun Jesus Christus, wat aarde toe gekom het, ons verlosser is, deur wie ons na U toe kan gaan. Dankie dat hy met sy liggaam betaal het. En dankie dat hy sy gees uitgestort het, wat saam en by en in ons is. Ek bid vanoggend, Here, neem dit wat skeiding maak tussen U en ons. Neem dit weg, Here. Kom maak dit stil in ons harte, kom maak ons ore oop, kom maak ons hart oop, kom neem weg dit wat skeiding bring tussen U en ons. Wat ook al dit is, Here. Maak dat ons vanoggend U stem hoor. Spreek met ons. U dienskneg, U diensmaagd luister wat U vir ons wil sê. Amen. Ek wil 2 gedeeltes met julle saam lees. Albei baie lank, maar ek gaan my bes probeer om dit korter te maak, sommer so terwyl ons lees. Esegiel 47, 1 tot 12, die stroom uit die heiligdom. Ons ken almal hierdie gedeelte. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk, die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe na die tot by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop, dit was enkeldiep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop, dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop, dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte visse wees as in die groot see en net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. En dan uit Johannes 7 vers 32. Ek gaan probeer opsommend verduidelik wat hierso staan. Jesus sê dat hy weggaan en die Jode redeneer met mekaar by vers 32 rond en sê, maar na watter streek toe sal hy gaan? Hulle verstaan glad nie dat hy sê dat hy gaan hemel toe gaan
en dit is waar hy gaan bly nie. Hulle dink hy gaan sommer net na 'n streek toe in die omgewing waar hulle bly. En dan strome lewende water, en dan sê hierdie gedeelte, as Jesus Christus jou aanraak, as hy in jou lewe is, sal strome lewende water uit jou uitkom. En dan die meningsverskil oor Jesus, wat dan gaan oor party mense wat sê hy is die Christus, party mense sê hy is sommer 'n profeet uit Galilea uit, en die skrif wat dan nou sê dat niks goeds kom uit Galilea uit nie. En die laaste stukkie, die ongeloof van die Joodse leiers, daarna by vers 45 het die wagte na die priesterhoofde en die fariseërs toe teruggegaan, en die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Die fariseërs sê toe vir hulle, is julle tog nie ook mislei nie? Het een van julle lede van die Joodse raad miskien in hom geglo, of een van die fariseërs? Nee, dit is net hierdie vervloekte klomp mense wat nie ons wet ken nie. Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, volgens ons wet kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eers sy kant van die saak te hoor, en vas te stel wat hy doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy kom tog nie ook van Galilea af nie, ondersoek die skrif en jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom as profeet roep nie. 'n sielkundige het een keer 'n eksperiment probeer doen, of gedoen, nie probeer doen nie. Hy wou met die eksperiment wou hy iets duidelik maak en iets eintlik verduidelik. En dan het hy 5 kinders wat omtrent so 12 jaar oud is, geneem en rondom 'n tafel laat sit. En dan het hy vir hulle een opdrag gehad, en hierdie opdrag was, as hy vra, wat is 4 maal 3? Dan moet hulle sê 13. En toe bring hy op die ou eind, dis nie reg nie, is verkeerd. Mooi, is reg, daai, dis presies reg. 4 maal 3 is 12. Ja, ek sien hier's ma's en nou almekaar hier die kinders wat nou vir die ma sê dis fout, dominee maak 'n fout. Dis reg, dit moet 'n fout wees, né? Goed, so hierdie ou sê, as hy vir 5 kinders om 'n tafel sê, as ek vir jou vra of jy is 4 maal 3, dan moet jy sê 13. Dan bring hy 'n 6de kind in, wat nie weet van hierdie eksperiment waarmee hy besig is nie. En dan kyk hy na kind 1 en dan sê hy vir hom, wat is 4 maal 3? En dan antwoord die kind 13. Dan kyk hy na 2, kind 2, wat is 4 maal 3? Dan antwoord die kind 13. 3 antwoord 13, 4 antwoord 13, 5 antwoord 13. En uiteindelik vra die sielkundige vir nommer 6. Hoeveel is 4 maal 3? En dan sê die kind 13. Al weet hy, dis 12. En hierdie eksperiment doen iets baie belangriks. Dit bewys een ding, en dit is dat groepsdruk geweldig is. En dat almal graag soos die mense rondom hulle wil wees. Hulle wil nie graag anders wees nie, en hulle wil ook nie graag uitstaan nie, en hulle wil ook nie graag argumente ontlok nie. Eintlik diep binne in ons is daar 'n geneigtheid om graag te wil konformeer. Meeste van ons gaan met die stroom saam. Meeste van ons staan nie op en staan terug en sê ek gaan nie dit doen nie. Het julle al agtergekom, as jy in 'n gemeenskap is of in 'n vriendegroep wat se taal nie reg is nie. Maak nou nie saak of dit nou Engels is wat jy in die taal inbring, en of dit nou Krietaal is, wat ook al nie, dan begin jy maklik daai selfde woorde, want die groep verstaan die taal. Baie keer wanneer reëls
daar neergesit is en sê, moenie so maak nie, moenie dit doen nie, dan sal een altyd daai reël uitdaag. En ek sien sommer wie glimlag. Altyd daai reël uitdaag. En dan sal die res volg en sê, kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk wat gebeur. Kan julle onthou hoe mense op skool begin rook het? Kan jy onthou hoe jy begin drink het? Kan jy onthou hoe jy moes ophou? En hoe moeilik dit is? En die volgende oggend, wanneer jy van hierdie reëls oortree, wat jy voor jou siel weet, dit is nie wat jy wil doen nie, maar almal rondom jou het dit gedoen, dan is jy spyt, en is jy jammer, en dan weet jy, ek het my beginsels gebreek. Wanneer kinders aangespreek word oor wat hulle nou verkeerd gedoen het, voel amper so ek hoor my pa en my ma so in my gedagtes praat. Dan het ons altyd gesê, maar hierdie een het gesê, ons kan dit doen. Asof dit nou versagtend sou wees. Of daardie een het gesê, ek moet dit doen, en dat my pa en my ma altyd gesê, so as daai een nou in die vuur spring, dan gaan jy saam spring. Partykeer is dit moeilik. Almal in die gemeenskap doen verkeerd. Nêrens staan iemand op en sê hierdie ding is verkeerd nie. Kyk 'n bietjie op die nuus. Wat gaan aan in die nuus? Dis korrupsie. Dis moord. Dis leuns. Dis bedrieg. Dis asof dit die kultuur is van ons land. Mense maak so. Mense stop nie by 'n stopstraat nie. Mense is bang. Mense is bang dat iemand van agteraf aan jou vasry as jy by 'n stopstraat stop. Mense ry nie meer die spoed nie. En as hulle woedend kwaad, as hulle gevang word, asof dit die verkeersbeampte se fout is. Esegiel profeteer teen 'n volk wat saam met die stroom beweeg. Die volk teenoor wie hy profeteer, teenoor wie hy praat, teenoor wie hy hierdie gesig vertel, is 'n volk wat sien dat die ander volke afgode dien. Dan dien hulle ook afgode. En sien die volke rondom hulle, dis afskuwelik, dat hulle kinders slag en offer, dan doen hulle presies dieselfde. Hierdie volke rondom hulle het geen simpatie vir armes nie, doen woekerwins, omkoop geld. Klink my, in die tyd waarin ons lewe, dis al die tyd uitgevind, ons het dit net nou eers ontdek. So jy kan nou bribe vir enige iets. As jy iets vinniger wil hê, dan sit jy geld by. Dan kry jy dit vinniger. As jy iets nie wil doen nie, dan sit jy net bietjie geld by. Dan doen ons die omkoop ding. En Esegiel praat daarteen. Hy sê nee, 3 maal 4 is nie 13 nie. Dis 12. 3 maal 4 is 12. God se kinders. Wat doen julle? Jy kan nie met die stroom saamgaan nie. En as jy met die stroom saamgaan, daar's gevolge. God sê daar's gevolge. Daar gebeur iets met jou. Hy sê hierdie volk is in ballingskap weggevat oor hulle ongehoorsaamheid. Daar was droogtes, daar was oorloë, daar was peste in daardie land gewees. Dit het die mens aan homself gedoen. En hy sê, dis nie net dit wat gaan gebeur nie. Hy sê, binne in jou hart
droog jy uit, dis soos in 'n woestyn. Dis kaal, verdroog, sonder water. So lyk daardie mense se verhouding met God. So voel hulle in hulle lewe. Ons ken mos ook hierdie droogte tye in mense se lewens. Jy verloor jou vertroue. Jy kan nie meer besluite geneem kry nie. Die lewe is nie vir jou lekker meer nie. Jy's moeg, jy's afgemat. Jy's leeg hier binne in jou hart. Jy het nie meer 'n gevoel vir mense nie. Niks maak jou meer tevrede nie. Toekoms lyk vir jou maar duister. Voel of God jou vergeet het. Jy dra binne in jouself hartseer en pyn. Jy het krisisse in jou lewe. Min weet daarvan. Geestelike droogheid. Want ons het begin doen soos die stroom doen. So as jy saam met die stroom gaan, as jy sê 4 maal 3 is 13, terwyl jy weet dat dit 12 is, dan gebeur iets in jou hart. Jou binneste skeur in stukke. En dan sien Esegiel iets anders. Hy sien 'n woestyn wat 'n paradys word. Hy sien water begin wonderbaarlik suiwer uit die tempel uit. Vinnig word dit 'n stroom. 2 kilometer verder of 1.5 kilometer verder is daai stroom so sterk dat jy nie meer kan deurgaan nie. En dan loop hierdie water in die Jordaan in. En die Jordaan loop in die dooie see in. En oral waar hierdie water kom, kom daar lewe, kom daar beweging. Daar's vrugtebome, geweldige veranderinge. En as jy die blare van hierdie bome afblik en jy sit dit op 'n seerplek, dan bring dit genesing. Daar's diere op die rande. En binne in die stroom is daar visse. Allerhande soorte visse. En vissermanne staan op die kante. Dit klink soos 'n paradys. Vissermanne staan en hulle vang vis en dit kan nie ophou nie, dit raak ook nie op nie. En die grootste wonder wat gebeur is die dooie see het nie 'n uitloop nie. So dit staan die heeltyd stil, hierdie water verdamp en dan raak dit sout en dit kan nie uitloop nie en die nuwe water kan dit nie laat vloei nie en dit kan nie gebruik word nie, maar in Esegiel se gesig sien hy daar's 'n verandering en hy sien die water wat al souter word en nie gedrink kan word nie. Hy sien hoe hierdie water lewend word. Hy sien hoe daar vis in die dooie see is. Hy sien hoe plant en dier en mens 'n bestaan kan maak. Hy sien hoe jy in hierdie stroom kan inbeweeg, in God se teenwoordigheid kan inbeweeg en hoe die woestyn van jou lewe in 'n paradys kan verander. Want as God daar is daar oorvloed, is daar lewe. Ons is sopas deur Pinkster. En is dit nie presies wat met Pinkster gebeur het nie? In Handelinge 2 word hierdie oorvloed beskrywe. Toe die Heilige Gees uitgestort is, het al die nasies wat daar was, is daardeur geraak. Die stroom het nie net hulle tonge en hulle ore oop en verander nie. Die stroom het hulle lewe verander. Ewe skielik, ons lees dit daar, sê hulle dat hulle het mense lief gehad. Hulle was lief vir die mense. Hulle het met mekaar gedeel. Hulle het vir mekaar omgegee. Hulle het by mekaar uitgekom. Die stroom het al wyer en al dieper geraak.
Eers was hulle net 120 mense gewees. Toe is hulle ewe skielik 3000 mense. Toe gaan hulle oor die hele wêreld en verkondig die evangelie. En hierdie stroom raak dieper, wyer, al verder. En oral waar die stroom kom, het lewe gekom. In die plek van sonde en doodsheid. Het jy al deel aan hierdie stroom wat Esegiel van praat? Het jy deel aan hierdie bome wat op die kante staan, aan hierdie oeste wat gebeur, aan die visse rondom jou? Het jy deel aan dat oral waar die stroom kom, begin dit verander? Of is jy stroom op? Terwyl jy hoor dat party sê 4 maal 3 is 12, dan stry jy. En jy sê dis 13. Dis 13. Van daar's 'n groep wat sê dis 13. En jy wil nie breek met dit nie. Wil jy nie vanoggend in hierdie stroom ingaan? Val jy nie vanoggend jou enkels daarin sit nie? Wil jy nie dieper ingaan? Laat hierdie stroom jou saamneem. Want waar God is, gebeur groot dinge. Waar God is, verander alles. Mense in nood gee God hoop. Ons lees dit in sy woord. Hulle wat geen hoop gehad het nie, het God hoop gegee. Waar hulle nie meer kon nie, het God hulle krag gegee. Waar hulle waaroms en hoekoms vra, verander dit in waarheen en waartoe. Waarheen en waartoe moet ons verander? Na God toe. Weet jy of julle onthou, met Jesus Christus aan die kruis, toe hy dood is daar, toe dink hulle het gewen, en hulle vat hom en hulle sit hom in 'n graf en hulle maak hom toe met 'n klip en hulle druk hom daartoe want hulle wil hom nie hê op hierdie aarde nie. En dan gebeur hierdie ontploffing wanneer hy opstaan 3 dae verder. En wanneer hy lewe en daar waar die mens voel hy het oorwin, daar begin God. En daar staan sy seun op. En daar is hy saam met ons. En daarom waar God is jy nie eensaam nie. Kan jy moed skep, want God herskep. Kan jy asem skep, want God se bries van teenwoordigheid, van liefde, van sy Heilige Gees beweeg oor sy kinders. Kan ons opstaan, want die arm van God is nie te kort nie. Is hy die een wat ons lewensvlam laat brand? Is hy die een wat ver oggend by jou kom staan en vir jou eintlik soos Paulus vir Timoteus sê, dat ons hierdie vuur moet aanblaas? Moenie dat hierdie vuur doodgaan nie, blaas hom aan. Kom staan die Here vandag by jou deur 'n gesig wat Esegiel gesien het en sê, ek sien jou lewe. Moenie ten gronde gaan nie. Moenie gaan lê nie. Moenie opgee nie. Blaas dit aan. Vra, Here, raak my aan. Wat wil hierdie gedeelte vir ons sê? Nuwe lewensmoontlikhede is moontlik. Selfs in die haglikste omstandighede. God self waarborg dit. Hy laat toe dat sy Gees in ons kom. En as iemand vir jou vra, hoeveel is 4 maal 3? Dan sê jy,
12. Want God sê so. Al sê die wêreld 13, weet jy, dis 12. En jy gaan saam met die stroom, nie teen die stroom nie. En mag God ons seën. Mag God ons seën. Mag jy, omdat jy 12 sê, beleef hoe die stroom weier dieper raak. Hoe jy meer en meer gemaklik raak in God se teenwoordigheid, in God se aanraking, in God se liefde, in God se getrouheid. Hoe jy sien oral waar hierdie stroom kom, lewe begin. En jy God begin loof en prys hiervoor. Mag die Here jou woestyn in 'n paradys verander. Amen. Hemelse Vader, net soos wat ons hier sit, ken U ons lewe. U weet van die dooie see binne in ons lewe. U weet of ons 13 sê, terwyl ons weet dit is 12. Maar dankie vir U woord wat vanoggend vir ons kom sê, dat daar 'n stroom is wat vanuit U Vader hart vloei, en oral waar hierdie stroom kom lewe. Ons prys U daarvoor in Jesus Christus. Alles verander. Waar daar dood was, begin daar lewe. Waar daar geen lewe was nie, is daar oorvloed. Waar daar op die rande niks kon groei nie, is daar plantasies. Dankie Here. U wat ons harte ken. Miskien voel dit vanoggend onmoontlik. Maar U sê, kom in die stroom. Vertrou my. Mag hier vanoggend mense wees wat sê, neem my lewe, Heer. Laat dit U gewy wees, meer en meer. Vat my lewe, Here, sit my in hierdie stroom, vat my saam na waar lewe gebeur, en maak ons in 'n wêreld opstaan wat 13 sê, en laat ons met oortuiging 12 sê. Vul ons met U teenwoordigheid. Stort opnuut U Gees in ons uit, Here. Open ons oë, ons ore, ons lewens. In Jesus se naam. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.